Goeiemôre aan al ons luisteraars en ook die kykers van op YouTube van NG Oudtshoorn Park. Ons is baie bly dat ons vanoggend weer hier saam kan gesels. Kom ons bid saam. O wonderlike Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend hier kan by mekaar wees voor U, dat ons U woord kan oopmaak, dat U met ons wil praat uit U woord. Ons wag op U, Here. Ons stel ons harte oop, sodat U deur die woord, deur die werking van die Gees in ons harte kan inpraat. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ja, Sondag is ons Vrouedag en in die lyn daarmee het ek gekies om vanoggend bietjie te praat oor wat Jesus doen ten opsigte van 'n onaansienlike vrou. Hoe dat hy hierdie vrou hanteer. Kom ons kyk na Matteus 15, ons gaan daar lees vanaf vers 21 tot by 28. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. 'n Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep: "Ontferm U oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg." Maar Jesus het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra: "Stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons." Jesus antwoord: "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur." Maar die vrou kom kniel voor hom en sê: "Here, help my." Hy sê vir haar: "Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en dit vir die hondjies te gooi nie." "Dit is waar, Here," sê sy, "maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafels afval." "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond. Tot sover. Ek wil wel Matteus 15 vers 9 hierby ook lees. Jesus sê daar, dit help niks dat hulle, hy verwys na die Fariseërs, my probeer dien deur leerstellinge van mense as gebooie van God voor te hou nie. Dit is 'n eienaardige manier waarop Jesus hierdie vrou behandel, is dit nie? Mens wonder, hoekom? Hoekom doen hy dit? Ons gaan bietjie vanoggend kyk, wat kan die moontlike antwoorde hierop wees? Om hierdie gedeelte mooi te verstaan, moet 'n mens die eerste deel van Matteus 15 in ag neem. In daardie gedeelte gaan dit het begin oor die rituele wat hulle gehad het rondom handwas voor etes. En dat iemand onrein is as hy hierdie rituele nie nakom nie. Nou, toe kom Jesus en hy sê vir hulle, dis wat hy hier in vers 9 sê, julle het leerstellings, julle het rituele wat vir julle belangriker is as God se gebod. En dan lei hy hulle om te sê, maar
weet julle wat? Dis nie wat die mens inneem wat hom onrein maak nie. Dit is wat by die mond van die mens uitgaan wat hom onrein maak. En dan noem hy daar 'n hele lys goed wat mense doen as jy vuil praat, as jy lieg, as jy, en ook die dade wat jy doen, as jy 'n onrein lewe leef, dit is die dinge wat mens onrein maak. Nie hierdie rituele soos hande was nie. En daarom kom hy en hy waarsku hulle. Hy waarsku hulle teen hierdie tradisies of leerstellings wat God se woord weerspreek. Belangriker gemaak word as God se gebooie, of mense laat dink hulle dien God, terwyl hulle eintlik net menslike reëls navolg. Dit gaan oor reëls wat die gesag van God se woord vervang of ondermyn. Die oomblik as ons tradisies, ook tradisies wat in ons kerke het, as dit belangriker word as God se woord. En ek wil byvoeg, belangriker word as ons verhouding met hom. Nou, in die Ou Testament het die Here gekom toe Israel in Kanaan ingetrek het. Toe het hy hulle beveel om nie deel te neem aan die praktyke van die heidense nasies nie. Omdat dit afgodsdiens ingesluit het en sondige praktyke gewettig het. Dit hoor ons byvoorbeeld in Deuteronomium 7 van vers 1 tot 6. Maar nou is dit baie jare later. En die rede waarom hulle daai tyd verbied is om dit te doen, is sodat daardie godsdienstige tradisies wat neerkom op afgodsdiens, om hulle daarteen te bewaar, en het die Here sterk wette gegee toe die Israeliete in Kanaan intrek. Maar nou is dit 'n ander tyd. En daar is nou in die vorige verse voor vers 21 is daar dan hierdie woordestryd tussen Jesus en die Fariseërs en skrifgeleerdes. En nou net nadat hy vir hulle gesê het, dit wat uitkom uit julle lewens, dit maak onrein. Dan staan hier in vers 21, Jesus het daarvandaan weggegaan na die stede van Tyrus en Sidon. Nou, Tyrus en Sidon lê in Fenisië. Markus byvoorbeeld, wat hierdie gedeelte ook verhaal, praat van 'n Griekse vrou, terwyl vers 22 sê 'n Kanaanitiese vrou. Nou, Matteus gebruik die woord Kanaanities baie spesifiek, omdat hy hier verwys na die tyd toe Israel in hulle land ingetrek het, in Israel. Die Kanaanitiese vrou slaan dus terug op daai wette wat die Here in daai tyd gegee het, dat hulle glad nie mag meng met die heidene nie. Maar nou, in hierdie tyd, onder die skrifgeleerdes en fariseërs, mag Jode nie gemeng het met die Kanaaniete nie. Dit is enige nasie wat, ons kan maar vandag sê, heidene nasies. So, wat die Here nou hier doen, hy stap daarvandaan weg nadat hy vir hulle gesê het, en hy stap reguit in hierdie gebied van die heidene in, daar tussen die Kanaaniete. Saam met hom is nou sy disippels. En dan kom hierdie vrou.
Hier staan onverwags, kom hierdie vrou by hom. En sy roep aanhoudend, ontferm u oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg. Hierdie vrou uit die heidendom kom spreek Jesus aan as Here. Nou, in daardie tyd, die Griekse woord wat hier gebruik word is kurios. Dit is wel die woord wat later ook gebruik word, wat die Here, ons God aandui. Maar in hierdie geval, dit was 'n beleefde aanspreekvorm. Soos in Afrikaans, ons sal sê meneer, of as ons nog meer respek wil betoon, dan sal ons sê, dit is die Heer François, of wat sy naam ook al is. Dit was 'n beleefde aanspreekvorm. So mens moet nie te veel daarin lees, dat sy sê, ontferm u oor my Here. Maar dan vervolg sy dit met hierdie term, seun van Dawid. Nou, in daardie tyd, daar was 'n baie sterk Messias verwagting onder die Jode. En omdat daar oor hierdie grense heen baie mense gewissel het, en kon hierdie vrou ook geleer het wie is die seun van Dawid. Want vir die Jode beteken seun van Dawid die Messias. En hierdie vrou kom eintlik met 'n belydenis, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg. Waarskynlik het hierdie vrou kennis geneem van wat Jesus doen. Maar hierdie belydenis van haar is nogal belangrik. Maar wat doen Jesus? Hier kom hierdie vrou in haar nood. Sy vat al haar kragte saam om te kyk, kan sy vir Jesus nou hier vra? En dan, Jesus het haar niks geantwoord nie. Hy ignoreer haar. Nou as dit jy was, wat al jou moed bymekaar geskraap het en met hierdie ding na Jesus toe gegaan het, en hy antwoord jou niks, hoe sal jy voel? En dan, maar Jesus tree hier op soos wat van 'n Jood verwag is. 'n Jood mag nie meng met die Kanaaniete nie, met die heidene nie. So, Jesus tree hier binne die reëls van die Jode, die Fariseërs, skrifgeleerdes, hy tree binne daai reëls op. Dit is soos 'n mens dit hanteer. En wat doen sy disippels dan? Dan kom die disippels en hulle sien, hulle meester tree nou hier op volgens hulle Joodse reëls. En dan kom sê hulle, Here, stuur haar weg. Want sy hou aan met skreeu hier agter ons. Sy se las, sy pla ons. Stuur haar weg. Dan speel Jesus weer eens in hulle verwagtinge in. En dan sê hy, en hy praat dan nie hier met die vrou nie, hy praat met die disippels, hy sê, maar sekerlik is die vrou daar, en sy hoor alles wat hy sê, en hy sê, ek is net na die verlore skape van die volk Israel toegestuur. So, ek het nie vir hierdie vrou gekom nie, dis wat hy eintlik sê. En sekerlik het hierdie vrou gehoor. En hoe dink jy moes hierdie vrou toegevoel het?
Eers ignoreer die Here haar, en dan praat hy deur iemand anders na haar toe. Hy praat met die disippels en hy sê, jong, ek het nie vir jou gekom nie. Ek het net vir die Jode gekom, nie vir jou nie. Maar, wat doen die vrou? Sy kom kniel voor hom en sê, Here, help my. Watter moes dit van haar gevat het? Nogtans hou sy vas. Nogtans sien ons iets by hierdie vrou wat ek wonder of ons sou hê. Ek wonder of jy, as dit nou in ons dag gebeur het, en hierdie persoon wat jy wil hê met jou help, ignoreer jou, hy sê vir jou, hy het nie vir jou gekom nie, sal jy nogtans daar gaan neerval voor hom. Maar dan as die vrou voor hom neerval en sê, Here, help my, dan sê hy vir haar, dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en dit vir die hondjies te gooi nie. Sjoe. Dis eintlik 'n belediging. Hy sê eintlik vir hierdie vrou sy se hondjie. Nou ons moet hier daarom ook onthou, hierdie woord wat hier vir hond gebruik word, is nie 'n willehond nie, maar dit is soos 'n huisdier. Maar nogtans, hy kom sê, dit is nou nie mooi. Kinders bedoel hy natuurlik nou die Jode, my kinders. Ek kan nie vir jou van hulle brood vat en vir jou gee wat 'n hond is. Sjoe. Ek dink op hierdie punt sou baie van ons dalk nou gesê het, okay. Ek hoor duidelik, ek is nie welkom hier nie. Ek loop maar. Ek dink maar hoe klein seerig is ons baie keer, dat met die geringste provokasie, die geringste iets wat teen ons is, of wat ons miskien beleef as 'n belediging, of dat ons geïgnoreer is, dan vat ons goedjies en ons loop. Ons sê, okay man, vat vir jou. En ons draai ons rug en ons loop en ons is vies en ons is so ingestel op ons eie eer en op wat vir ons belangrik is. Wat doen hierdie vrou? Toe sê sy, Here, dis waar, ek is net 'n hondjie. Maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van hulle basiese tafels afval. Here, al is ek 'n hondjie, ek is tevrede met die krummels. Hoor jy hierdie vrou? Dit kan maar net een rede wees, dat hierdie vrou het waaragtig geglo, Jesus is die seun van Dawid. En daarom kan sy aanhou. En dit is geloof. Om ten spyte van alle teestand, van alles wat verkeerd loop, te bly glo in Jesus, in die persoon, dat hy is die een wat my kan help. En dan kry ons Jesus se reaksie. Mevrou, sê hy, jou geloof is groot. Jou wens word vervul. En dan sê die woord, van daardie oomblik af was die dogter gesond. Hier word geloof vir ons geteken
'n geloof in die persoon van Jesus Christus. Maak nie saak wat. Maak nie saak watter teestand daar na my toe kom nie, watter beledigings daar kom nie. My geloof is in my Here Jesus Christus. En hier kom gee die Here vir ons 'n voorbeeld van 'n vrou. 'n vrou wat nie aansien gehad het nie. 'n vrou wat deur die disippels weggejaag wou word. Sy word die voorbeeld van geloof. Maar nou is die vraag nog, ons kan nou sê, goed, Jesus het haar geloof getoets, en dit is seker so. Maar ek wil eintlik sê, Jesus het geweet, hierdie vrou glo in hom. En ek wil dit amper vergelyk met Job. Soos, toe Satan voor God kom en sê, God vir hom sê, het jy my knegt Job gesien? En toe sê Satan mos, Here, laat my toe, om hom te beproef, en kyk of hy nie vir u sal vloek nie. Maar God het geweet, Job sal nie. Dit voel vir my, hier kry ons in die Nuwe Testament dieselfde vraag. Jesus het geweet, hierdie vrou sal nie. Jesus kom en hy leer sy disippels, hier so eintlik 'n bietjie in diensopleiding, net nadat hy nou vir hulle gesê het, die onderskeid tussen rein en onrein, kom hy nou en wys vir hulle, weet jy wat, die mense wat julle beskou as onrein, is eintlik rein. Julle met julle leerstellinge, wat hierdie vrou wil wegjaag, omdat sy julle pla. Hierdie vrou is rein, omdat sy glo. En weet jy wat wil ek nou vir jou sê? Die Here, jy wat Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser, jy wat glo in Jesus Christus, God wil jou gebruik, soos hy hierdie vrou gebruik het. En ons kry baie teestand in ons lewens, veral as jy die Here getrou wil volg, veral as jy regtig opstaan vir dit wat die Here voorstaan, dan kry jy teestand. Dan is daar baie dinge wat gebeur, wat nie maklik is en nie lekker is nie. Of weet jy wat? God gebruik jou. God gebruik jou wanneer jy deur die goed worstel en mense rondom jou sien hoe jy aan Jesus vashou. Kom ons gaan. En maak nie saak wat teen ons kom nie. Wys vir mense hoe jy aan Jesus vashou. Amen. O Here, ons dankie dat ons wat so sukkel om al ons vertroue in U te plaas, dat ons in die voorbeeld van hierdie Kanaanitiese vrou sien, hoe U vertroue plaas in 'n nietige mens wat sy of haar lewe aan U gegee het. Dit is wonderlik om te weet, Here, dat ons ten spyte van al ons foute, ten spyte van al die kere wat ons misluk, wat ons U teleurstel,
en nogtans vir ons vertrou. En ons wil gebruik as voorbeelde in u koninkryk. Ons dank u daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen.